Welkom by hierdie spesiale episode, waar ons nie net oor wette en regulasies sal praat nie, maar in die hart van professionele onderwateropleiding sal ingaan en die ware kern van 'n antieke, tog moderne ambag sal aanraak. Op 2 Maart het 'n reis begin wat 19 mense sal transformeer en hulle sal lei om hul werk en lewensperspektief heeltemal te verander. Dit is 'n diep reis, in elke sin van die woord. Hierdie besonderhede kom uit die werk en prestasies van CEDOFOP, die sentrum wat hierdie transformerende opleiding aanbied. Presies, Chloe. 'n Reis wat afgeskop het met CEDOFOP se nuwe OTS Inshore kursus, 'n akroniem wat staan vir Commercial Diving and Hyperbaric Operations Training Center. En een ding wat onmiddellik uitstaan en wat ons baie vertel oor die aantreklikheid en omvang van hierdie opleiding, is die diversiteit van die studente se oorsprong. Slegs 3 van hulle is Siciliaans. Slegs 3. Dit is 'n verrassende feit wat 'n omvang ver buite die plaaslike vlak beklemtoon. Waar kom die ander 16 dan vandaan, Alex? Ek stel my voor van reg oor Italië, maar dalk selfs buite ons nasionale grense, gegee die groeiende belangrikheid van hierdie sertifisering. Jy slaan die spyker op die kop, Chloe. Die ander kom werklik van elke hoek van Italië, van Gallarati tot Taranto, van Milan tot Viterbo en vele ander stede en streke. Maar die grootste verrassing is dat ons self studente het wat van China en Algerië kom. Dit spreek boekdele oor die wêreldwye aantreklikheid van die kursus en die reputasie wat CEDOFOP verdien het. Dit is dan 'n baie sterk sein dat Palermo en CEDOFOP en die besonder 'n verwysingspunt word, nie net nasionaal nie, maar internasionaal, vir gereguleerde opleiding in hierdie hoogs gespesialiseerde sektor. Hierdie studente sal 'n volle 660 uur van intensiewe opleiding in die gesig staar. Dit is 'n merkwaardige verbintenis. Dit is sonder twyfel 'n beduidende belegging van tyd en energie. Maar dit is noodsaaklik om te beklemtoon dat dit nie 'n generiese kursus is wat gebaseer is op dalk verouderde of nie gestandardiseerde programme nie. Alles hier draai om 2 fundamentele pilare wat die geldigheid en erkenning van die kwalifikasie waarborg. En hierdie pilare is die nuwe Siciliaanse assessoriese dekreet en die internasionale IDSA standaarde, die International Diving Schools Association, korrek? Ek stel my voor dat hierdie dubbele voldoening is wat die kursus so aantreklik maak en die kwalifikasies wat behaal word so bemarkbaar wêreldwyd. Absoluut. En hier moet ons baie presies wees, want in die onderwaterwêreld is die duidelikheid van kwalifikasies sinoniem met veiligheid, beide vir die operateurs en vir die maatskappye wat hulle in diens neem. Die inshore vlak wat hulle behaal, wat die beginpunt van die professionele loopbaan is die noukeurige kombinasie van 2 spesifieke modules wat goed gedefinieer is deur IDSA standaarde. Kan jy die samestelling van hierdie inshore vlak beter verduidelik? Wat is die 2 IDSA modules waaruit dit bestaan en waarvoor presies kwalifiseer dit jou in terme van tegnieke en diepte? Dit is belangrik om die operasionele basis van hierdie toekomstige professionele te verstaan. Natuurlik. Dit is IDSA vlak 1, wat handel oor oopbaan scuba duik, in tegniese jargon SCBA of Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Dit is die eerste fundamentele stap. Dan het ons IDSA vlak 2, wat fokus op oppervlakgevoerde duik, die sogenaamde Surface Supplied. Hierdie 2 modules saam vorm die professioneel dat gekwalifiseer is om in 'n dieptereeks van 0 tot 30 meter te werk. So inshore is die operasionele basis wat duike binne 30 meter dek, beide met SIBBA en met oppervlaktoevoer. Dit is 'n robuuste beginpunt, maar die professionele klim, soos jy voorspel het, stop beslis nie daar nie. Verby 30 meter gaan jy 'n heeltemal ander wêreld binne, die van offshore, met toenemende uitdagings en tegnologieë. Presies. Die inshore veld handel hoofsaaklik oor hawewerke, ingrypings op kus-siviele nerke, inspeksies van skuite en klein bote en soms ondersteuning vir aquakultuurprojekte. Maar wanneer ons van offshore praat, gaan baie meer komplekse en diep scenario's oop, hoofsaaklik gekoppel aan die energie-industrie, olie en gas en buitelandse windkrag.
En wat is die vlakke van spesialisasie binne hierdie offshore wêreld? Ek stel my voor dat vordering bepaal word deur groter dieptes en die gebruik van al meer gesofistikeerde en komplekse toerusting wat selfs meer spesifieke en streng opleiding vereis. Presies. Die eerste hiervan is offshore air, dikwels ook top-up genoem, wat dit moontlik maak om tot 50 meter diep te werk. Hierdie vlak stem ooreen met IDSA vlak 3 en hier begin jy meer komplekse duikstelsels as in inshore gebruik, soos onderwatermandjies en ook klokke, wat groter beskerming en logistiek vir die operator bied. Mandjies en oopklokke, dit is stelsels wat, ek stel my voor, 'n meer beheerde omgewing vir duik bied, 'n soort mobiele platform vir die duiker wat op daardie dieptes werk. En na vlak 3 is daar die kruin, vlak 4. Ja, daar is die absolute kruin van die beroep. Offshore Deep Sea, IDSA vlak 4. Hier gaan ons die ryk van uiterste duik binne. Dit gaan nie meer oor diepte nie, maar oor verlengde bodemtye en die behoefte aan ander asemgasmengsels as lug om die effekte van druk te beheer. Diepsee, ek stel my voor, is die mees uiterste uitdaging vir 'n uitgesoekte paar. Ons praat van duike verby 50 meter met spesiale gasmengsels soos heliox, 'n mengsel van helium en suurstof om stikstofnarkose te werk en gasdigtheid te verminder. En natuurlik die gebruik van geslote klokstelsels in versadiging, 'n omgewing waar elke sekonde van bodemtyd ongelooflik kosbaar is. Presies, Chloe. Die geslote klok is 'n ware onderwater habitat wat duikers toelaat om vir dae of weke onder druk te leef en te werk. Hierdie benadering, genaamd versadigingsduik, skakel die behoefte aan veelvuldige dekompressies tussen duike uit, wat werkstyde drasties optimaliseer en risiko's verbonde aan herhaalde opstygings en dalinge verminder. Dit is die grens van menslike onderwater-ingenieurswese. 'n ongelooflike gesofistikeerde stelsel wat nie net uitsonderlike tegniese vaardighede vereis nie, maar ook ongewone fisiese en geestelike uithouvermoë. Maar om terug te keer na ons inshore studente en gepraat van bodemtyd, is daar 'n baie spesifieke en ononderhandelbare vereiste in Italië vir die professionele kwalifikasie reg, 'n aspek wat dikwels onderskat word deur diegene wat van buite na die sektor kyk. Ja, absoluut fundamenteel. DPRS 31 van 2018, die dekreet van die president van die Siciliaanse streek, op bladsy 7, is kategories oor hierdie aspek en stel 'n noodsaaklike voorwaarde om die professionele kwalifikasie te behaal en in die telematiese gids van onderwateroperateurs geregistreer te kan word, moet elke student die minimum bodemtye wat deur IDSA-regulasies vasgestel is, noukeurig ophoop en in hulle logboek aanteken. So, dit is nie genoeg om die teoretiese en praktiese eksamens in die swembad of in beperkte waters te slaag nie. Daar moet werklike gedokumenteerde en verifieerbare minute onder water spandeer word in operasionele scenario's wat werklike werksomstandighede reproduseer. Sonder daardie minute, selfs met 'n sertifikaat van voltooiing, is jy nie ten volle gekwalifiseerd nie. Dis presies so. Sonder daardie werklike, demonstreerbare en gesertifiseerde minute is registrasie in die telematiese gids nie moontlik nie. En sonder registrasie het die titel geen wetlike geldigheid om professioneel te werk nie. Hierdie vereiste is die waarborg dat die operateur nie net teoretiese kennis besit nie, maar ook die nodige praktyk en werklik die sensitiwiteit en reaksievermoëdenteerheid wat nodig is wanneer jy onder druk is, in elke sin. Ek verstaan die belangrikheid van hierdie klousule. Ek stel my egter voor dat vir 'n beginner die opgaring van hierdie ure 'n uitdaging kan wees. Baie kursusse in ander kontekste mik dalk meer op die verkryging van die stuk papier, eerder as werklike praktiese ervaring. Hier gaan jy teen die stroom op. Dit is 'n deurslaggewende onderskeid, Chloe, en 'n punt waarop CEDFOP en Siciliaanse regulasies baie streng is. Dit is nie 'n eenvoudige sertifikaat van bywoning nie. Dit is 'n sertifisering van bevoegdheid, en bevoegdheid in hierdie ambag word grootliks gemeet aan tyd wat in die water spandeer word, waar werklike situasies in die gesig gestaar word, toerusting bestuur word en probleme opgelos word. Dit is 'n filosofie wat veiligheid en operasionele doeltreffendheid prioritiseer. Dit lyk vir my na 'n waarborg vir die werkgewer,
Sekerlik, maar ook vir die veiligheid van die duiker self en sy spanmaats. Dink jy egter nie dat hierdie rigiditeit op bodemtuie op een of ander manier 'n oormatige toegangsgrens vir sommige kan skep, wat die pad langer en duurder maak vergelyke met dalk 'n meer haastige opleiding wat elders aangebied word nie? Wel, Chloe, ek verstaan jou oogpunt en die kommer oor die toegangsgrens. In die professionele duiksektor kan ons egter nie kompromieë oor veiligheid en ervaring bekostig nie. Die koste van 'n fout onder water is te hoog. Hierdie vereistes is nie daar om te hinder nie, maar om professionele persone te kies en op te lei wat met maksimum veiligheid en betroubaarheid kan werk. Dit is nie 'n grens nie, maar 'n standaard van uiteenlimendheid. En ek verstaan die argument oor veiligheid. Tog is dit 'n ambag wat 'n groot aanvanklike belegging vereis, beide in tyd en geld. Kan dit nie wees dat terwyl ons uiteenlimendheid waarborg, ons uiteindelik toegang beperk vir dalk minder gegoede talente en diegene bevoordeel wat reeds hulpbronne het nie? Dit is 'n kwessie van regverdige toegang tot die beroep, sowel as veiligheid. Dit is 'n legitieme bespreking, Chloe, en baie kompleks. Dit is egter belangrik om te beklemtoon dat die beroep van OTS, van onderwater tegniese operateur, onder die mees lofwaardige in die maritieme sektor is, presies as gevolg van die risiko's en vaardighede wat vereis word. Die aanvanklike belegging betaal homself dikwels in 'n relatief kort tyd terug, mits jy die regte toewyding het. En die regulasie verseker dat slegs die beste se mark betree waar vertroue alles is. 'n Interessante oogpunt wat die belegging as 'n noodsaaklike filter vir 'n eliteberoep raam. Maar daar is 'n werklik uniek en fascinerende oomblik in hierdie kursus wat eeueoue tradisie verenig met 'n byna vakmanagtige sensitiwiteit. 'n Brug tussen die glorieryke verlede en innovasie. Ek verwys na die heel eerste oppervlakgevoerde duik. Ja, dit is 'n byna magiese oomblik, Chloe, en verteenwoordig 'n onvervangbare opvoedkundige ervaring. Vir wat eintlik hul eerste praktiese ervaring vanaf die paneel is, gebruik die studente nie dadelik 'n moderne helm in hars of saamgestelde materiale nie. Dis waar die Palombaris in die prentjie kom, 'n naam wat geskiedenis en diep wortels oproep. Die Palombaris, 'n treffende naam wat onmiddellik die antieke figuur van die duiker oproep. Ek stel my voor dit is nie 'n eenvoudige helm nie, maar 'n stuk met 'n storie, dalk 'n getroue replika, of 'n sorgvuldig gerestoreerde antieke voorwerp. Wat maak dit so spesiaal in hierdie opleidingskonteks? Die storie agter die Palombaris is selfs meer fascinerend as wat mense sou dink. Dit is nie 'n gerestoreerde antieke helm nie, maar 'n moderne skepping wat tradisie eer. Maurizio Masucci, die bouer van die helm, het met groot passie oor sy visie vertel. Ek haal sy woorde letterlik aan wat ek glo die idee perfek oordra. 'n Verklaring wat al die passie en vakmanskap wasvang. So Masucci het 'n helm geskep wat, hoewel dit die indrukwekkende en robuuste estetiek van die vroeë 20ste eeu oproep, 'n gevorderde tegnologiese siel het, wat dit heeltemal funksioneel en veilig maak vir vandag se onderrig, met geharde glas, oorringe vir 'n perfekte siel en 'n handwiel vir lugregulering, as ek my nie misgis nie. Presies. Die voorkoms is die van 'n klassieke vroeë 20ste eeuse helm, maar die konstruksie daarvan is allesbehalwe oud. Dit is in 2008 gebou. Verrassend genoeg, dit is nie 'n gerestoreerde antieke stuk nie, maar 'n voorwerp wat ontwerp is vir moderne funksionaliteit en veiligheid. Dit maak dit selfs meer betekenisvol, want dit demonstreer hoe respek vir tradisie kan saamleef met die kontemporêre behoeftes van 'n nuwerwetse opleidingsentrum. Van 2008 tot vandag het Serifop dit gebruik vir 'n baie spesifieke opvoedkundige rede. Om studente respiratoriese sensitiwiteit te leer, kan jy uitbrei oor hoekom 'n tradisionele helm so effektief is vir hierdie doel, dalk meer as 'n moderne harshelm in 'n era van hoë tegnologie. Natuurlik. Die tradisionele metaalhelm met sy interne volume en die opset van die asemhalingsstelsel bied 'n effens ander weerstand teen lugvloei vergeleke met moderne helms. Dit dwing die student om 'n groter bewustheid van hul eie asemhalingsaksie te ontwikkel, om die lug wat in en uitgaan te voel, om hul asem in 'n meer beheerde, maar ook 'n meer fisiese omgewing te bestuur. Dit is 'n les in onderwater propriosepsie. So dit is 'n fundamentele oefening om die fondasies te bou vir wat 'n meer komplekse bestuur van gasse en diepte sal wees. Dit is nie net 'n historiese voorwerp nie, maar 'n onvervangbare pedagogiese instrument wat direkte ervaring bied met die wortels van die beroep en nederigheid en respek vir die pionierskweek. Dit is presies dit.
Dit bied 'n tasbare en byna emosionele begrip van wat dit beteken het om in die verlede te duik en hoe tegnologie gevorder het om die beroep veiliger en doeltreffender te maak. Dit leer dat agter elke innovasie 'n storie van evolusie en ingenieursoplossings vir konkrete probleme is wat geskiedenis met huidige praktyk verenig. Dit is fascinerend om te dink dat hierdie studente gaan van die dra van 'n koper en brons helm, amper 'n reliek, om asemhalingsbestuur te leer tot die ISO 15681 onderwaterswys-sertifisering, wat aan die voorpunt van tegnologie en industriële vaardighede is. Dit skep 'n perfekte brug tussen die historiese tradisie van die duiker en die mees gevorderde tegnologiese behoeftes van die toekoms. Dit is presies die demonstrasie van hoe die beroep op 'n verrassende manier geëvalueer het, terwyl dit altyd 'n sterk skakel met sy oorsprong en fundamentele vaardighede behou het. Die vermoë om jou liggaam en asemhaling onder water te bestuur, geleer met die Palombaris, is dieselfde basis wat dit moontlik maak om 'n komplekse swyslas aan aansienlike dieptes uit te voer. En die ISO 15681 sertifisering vir onderwaterswyswerk is 'n uiters gesoogde en lofwaardige vaardigheid, reg? Ek stel my voor hierdie vaardigheid maak deure oop vir grootskalige marine infrastruktuurprojekte, van platformkonstruksie tot onderwater pyplyninstallasie, wat presisie en uithoubaarheid in vyandige omgewings vereis. Absoluut. Onderwaterswyswerk is 'n hoogs gespesialiseerde niche binne die wêreld van OTS, en die ISO 15681 sertifisering is 'n internasionale standaard wat getuig van 'n baie hoë vlak van bekommenheid. Dis 'n kwalifikasie wat deure oopmaak vir werk op buitelandse energie-infrastruktuur, skip- en haweonderhoud en selfs herwinningsoperasies. Dit is waar handvaardigheid materiaalwetenskap ontmoet in 'n uiterste omgewing. So, die opleidingspad by CDE Fab Lab gaan nie net oor duik nie, maar integreer multidissiplinêre vaardighede wat die onderwater tegniese operateur 'n ware ingenieur van die seebodem maak. Maar dis nie net die tegniese aspek wat evalueer nie, maar ook die ingesteldheid van die professioneel wat globale uitdagings in die gesig moet staan. Dit is 360 grade opleiding wat die individu voorberei om nie net te duik en te werk nie, maar ook om die omgewing waarin hulle werk te verstaan en komplekse situasies te bestuur. Aan die einde van hierdie 660 ure van intensiewe opleiding tussen teorie, praktyk in beperkte water en werklike duike, sal hierdie professionele persone 'n ware paspoort na die wêreld in hul hande hê. 'n Paspoort, ja, 'n dokument wat getuig van hul vaardighede en wat, danksy 'n spesifieke Europese meganisme, hul titel reg oor die Europese Unie erken sal maak. Ons praat van die Europass Certificate Supplement, korrek? Dit is 'n waarborg van ongekende professionele mobiliteit. Presies. Die Europass Certificate Supplement is 'n deurslaggewende komponent wat die titel wat behaal is vertaal in 'n gestandaardiseerde en verstaanbare formaat in alle EU-lande. Hulle sal nie meer soos mens met 'n bietjie van 'n ou tydse uitdrukking sê, gevangenes van die hawe of van plaaslike regulasies wees nie, maar ware globale professionele persone met die vryheid om werksgeleenthede enige plek in Europa te soek. En dit is 'n enorme voordeel in 'n sektor waar projekte dikwels internasionaal is en spanne met sertifisering op 'n transnasionale vlak vereis. Maar Alex, ek wil 'n bietjie druk op hierdie punt. Is die Europass werklik so universeel aanvaar sonder wrywing? Is daar nie nog bureaukrasie of plaaslike weerstand wat hierdie mobiliteit minder maklik kan maak nie, ten spyte van die Europese riglyn? Dit is 'n uitstekende vraag, Chloe, en dit gaan na die hart van die kwessie van professionele mobiliteit. Alhoewel die Europass Certificate Supplement 'n buitengewoon doeltreffende instrument is en 'n enorme stap na standaardisering, is dit waar dat volle aanvaarding effens kan verskil. In teorie skakel dit hindernisse uit, in die praktyk kan klein interpretasie-nuances of addisionele plaaslike vereistes na vore kom, maar dit is uitsonderings eerder as die reël. So, dit is nie 'n absolute blanko check nie, maar steeds 'n baie kragtige fasiliteerder. Kom ons sê die riglyn is daar, die formele erkenning ook, maar die werklikheid op die grond kan 'n paar klein groewighede bied. Dit verander nie die feit dat om 'n verstaanbare en gesertifiseerde titel op Europese vlak te hê 'n onskatbare voordeel is vergelyke met 'n suiwer nasionale titel nie. Presies. Dit is 'n groot fasiliteerder. Dit gee die professionele persoon onderhandelingsmag en onmiddellike geloofwaardigheid wat 'n eenvoudige nasionale sertifikaat wat dalk onbekend is in die buiteland nooit sou kon bied nie. Die meeste groot internasionale maatskappye werk in 'n Europese konteks en waardeer die duidelikheid en standaardisering wat Europass waarborg enorm. Dit oorkom die aanvanklike taalkundige en regulatoriese struikelblok.
So Europass skakel nie elke moontlike haakplek uit nie, maar skep 'n soliede raamwerk wat maatskappye erken en waardeer. Dit projekteer hierdie OTS eens na 'n toekoms waar loopbaangeleenthede nie meer beperk is nie, maar oor see en kontinente strek. Absoluut ja. Van die dieptes van China tot Gallarate, groot onderwaterwerke, instandhouding van energie-infrastruktuur of soektog en herwinning praat vandag net een taal, die van gesertifiseerde en internasionaal erkende bevoegdheid. En CEDIFOP met sy streng benadering dra by tot die opleiding van hierdie ambassadeurs van Italiaanse bevoegdheid in die wêreld. Dis 'n pragtige beeld, die van ambassadeurs van Italiaanse bevoegdheid. Ek sou graag kortliks 'n aspek wou verken wat ons slegs in die verbygaan aangeraak het, verband hou met veiligheid en regulering. Ons het gepraat oor DPRS 31 van 2018. Wat presies is die rol daarvan en hoekom is dit so belangrik dat dit 'n streeksdekreet is, nie 'n staatsdekreet nie? DPRS 31 van 2018 is die dekreet van die president van die Siciliaanse streek. Die belangrikheid daarvan is tweeledig. Eerstens is dit die regulasie wat in Sicilië spesifiek die opleiding en beoefening van die beroep van onderwatertegniese operateur beheer deur IDSA internasionale standaarde in die streeksregulatoriese konteks te integreer en operasioneel te maak. Dit waarborg 'n duidelike wettelike raamwerk vir opleiding en aktiwiteit. En het die feit dat dit 'n streeksdekreet is eerder as 'n staatsdekreet enige spesifieke implikasies? Skep dit nie regulatoriese fragmentasie nie, in ag genomende dat ons praat van 'n beroep wat, soos ons gesien het, al hoe meer globaal en mobiel is. Ek het twyfel oor die konsistentheid van die stelsel. Dit is 'n geldige kritiek, Louis. Om streekse regulasies te hê, kan in teorie tot fragmentasie lei. In die geval van Sicilië het die streek spesifieke en byna eksklusiewe bevoegdheid in professionele opleiding kragtens sy spesiale statuut. Dus, eerder as om wanorde te skep, het hierdie DPRS 'n regulatoriese leemte gevul wat andersins die sektor sonder duidelike regulering in die Siciliaanse gebied sou gelaat het. So in hierdie spesifieke geval is die streeksdekreet 'n pragmatiese oplossing vir 'n regulatoriese leemte eerder as 'n faktor van fragmentasie. Dit gee sekere verwysing aan skole soos CEDIFOP en dan toekomstige OTS'e. Maar beteken dit ook dat daar buite Sicilië klein verskille in interpretasies of vereistes kan wees? Of stryk Europass hierdie verskille op kontinentale vlak uit? Europass stryk verskille op kontinentale vlak uit, wat die erkenning van die titel en geassosieerde vaardighede betref. Maar die streeksregulasie beheer die lewering van opleiding en interne vereistes vir die verkryging van daardie titel in daardie spesifieke streek. Dus, terwyl 'n OTS wat in Sicilië opgelei is, 'n titel sal hê wat in die EU erken word, danksy Europass, kon die opleidingsvereistes effens anders gewees het as die van 'n kursus wat, sê maar, in 'n ander Italiaanse streek gehou is, as dit sy eie spesifieke regulasie gehad het. Dis 'n subtiele maar belangrike onderskeid. Opleiding volg streeksreëls, maar die finale sertifikaat het breë geldigheid. Dit lei ons om na te dink oor die toekoms van hierdie beroep. Wat is die volgende uitdagings vir 'n OTS sodra die inshore kwalifikasie behaal is? Die uitdagings is veelvuldig en stimulerend. Sodra die inshore kwalifikasie behaal is die eerste stap om te begin werk en praktiese ervaring in die toegelate dieptereeks op te bou. Baie vind werk in hawewerke, instandhouding van onderwaterpyplyne, skipinspeksies. Hierdie ervaring is deurslaggewend vir die versterking van die aangeleerde vaardighede. En na die konsolidering van die inshore ervaring, stel ek my voor die natuurlike progressie is na die offshore vlakke, wat ons beskryf het om toegang te verkry tot meer komplekse en lofwaardige werke, wat verdere spesialisering vereis. Presies. Offshore Air, IDSA vlak 3, is die volgende stap vir baie, wat dit moontlik maak om tot 50 meter te werk. Dan, vir die mees ambisieuses, is daar vlak 4, die Deep Sea, wat die deure oopmaak na die wêreld van versadigingsduik en gasmengsels, wat die kruin van die loopbaan is, en jare se ervaring en uitsonderlike psigofisiese voorbereiding vereis. Dit vereis konstante toewyding aan opleiding en opdatering. Dit is nie 'n beroep waar mens tevrede kan wees met die eerste titel nie. Leer is 'n deurlopende proses, veral met die evolusie van tegnologieë en veiligheidsregulasies. Absoluut. Die professionele onderwaterwêreld ontwikkel voortdurend. Nuwe tegnologieë vir verkenning, vir konstruksiewerke, vir robotiese inspeksie.
Al hierdie vereis dat die professionele persoon altyd op datum moet wees, nie net oor hul eie duiktegnieke nie, maar ook oor toerusting en veiligheidsprotokolle. Dit is 'n sektor wat nie stagnasie vergewe nie. Dit is 'n deurslagtende aspek. Opleiding by CEDIFOP bied dus nie net 'n beginpunt nie, maar lê die fondasies vir 'n ingesteldheid van deurlopende leer en aanpassing. 'n Bietjie soos die Belimberus wat, ten spyte daarvan dat dit herdenking is, 'n sensitiwiteit leer wat steeds aktueel is. Dis 'n perfekte analogie. Die Palmbares leer basiese bewusheid, die wortels van asemhaling onder water. ISO 15618-1 swyslasse leer presisie en die toepassing van gevorderde tegnologieë. Europass leer mobiliteit en oopkop wees. Alles is onderling verbind om 'n volledige en weerkragtige professioneel te vorm. So, die sleutelboodskap is dat die OTS-beroep 'n lewenspad is, nie net 'n geïsoleerde kwalifikasie nie. Dit vereis nuuskierigheid, toewyding en 'n robuuste werketiek. Maar gepraat van etiek, wat is die grootste etiese of professionele risiko's wat 'n OTS kan teekom en hoe probeer die opleiding by CEDIFOP dit versaag? Uitstekende vraag, Chloe. Etiese en professionele risiko's is inherent aan enige hoë risikoberoep. Eerstens is daar die versoeking om kort paaie te vat op veiligheidsprotokolle om tyd of geld te bespaar. 'n Uiters gevaarlike en oneerlike praktyk. Opleiding by CEDIFOP kweek 'n onverbiddelike veiligheidskultuur waar elke prosedure heilig is. So, dissipline en respek vir prosedures is die eerste verdedigingslinie teen etiese glipsies. Maar daar is ook eksterne druk, dalk van werkgewers wat probeer om grense te verskuif, of wat werk voorstel waarvoor die OTS nie ten volle gekwalifiseer of toegerus is nie. Hoe leer jy om nee te sê in so 'n kompeterende sektor? Dis 'n fundamentele punt. Opleiding sluit ook modules in oor onderwater arbeidswetgewing en professionele verantwoordelikheid. Studente leer om hul grense te herken, die grense van hul kwalifikasies en die toerusting. Hulle leer dat om nee te sê vir 'n onveilige werk of een buite hul bevoegdheid nie 'n teken van swakheid is nie, maar van professionaliteit en integriteit. Die lewe van 'n kollega of jou eie kan van daardie besluit afhang. Dit is deurslaggewend om te weet hoe 'n gevaarlike of nie voldoende opdrag te weier, selfs al is dit ekonomies aanloklik, is die merk van 'n ware professionele persoon. Dit is 'n vorm van stil leierskap wat met bewustheid en opleiding ontwikkel. Presies. En dan is daar die risiko om te werk in situasies waar die mariene omgewing self gekompromiteer is, dalk met toksiese afval of besoedeling. Opleiding sluit ook omgewingsbewustheid in en leer operateurs om hul impak te minimaliseer en problematiese situasies aan te meld. Hulle is nie net werkers nie, maar bewakers van die see. Bewakers van die see. Ek hou van daardie definisie. Dit erken hul dubbelde verantwoordelikheid teenoor hul werk en teenoor die omgewing waarin hulle werk. Dit voeg 'n nie verwaarloosbare etiese dimensie by 'n reeds baie vereisende werk. Ja, dit is 'n aspek wat al hoe meer belangrik word. Moderne OTS'e is nie net operasionele arms nie, maar oë en hande wat direk met die mariene ekosisteem in wisselwerking tree. Hul omgewingsbewustheid is 'n kosbare hulpbron vir die monitoring en waar moontlik die beskerming van die onderwateromgewings waarin hulle werk. Dit is 'n volledige en geïntegreerde visie van die beroep wat ver verby die eenvoudige vermoë gaan om te duik en 'n operasie uit te voer. Dit is opleiding wat verantwoordelike, bewuste en wêreldwyd voorbereide individue vorm. Dit is duidelik dat CEDIFOP 'n maatstaf van uitnemendheid stel. Ek dink regtig so, Chloe. Die hele filosofie van CEDIFOP, van die strengheid in die keuse van studente tot die intensiteit van die program, van die keuse van unieke opvoedkundige instrumente soos die Palmbares, tot die nakoming van die hoogste internasionale standaarde, is gerig op die produksie van professionele persone wat nie net bekwaam is nie, maar ook uiters betroubaar en gerespekteer in elke deel van die wêreld. En die deelname van studente van ver lande soos China en Algerië, sowel as van elke hoek van Italië, getuig welsprekend van die sukses van hierdie filosofie en die geldigheid van die pad wat aangebied word. Dit is 'n sentrum van aantrekkingskrag vir diegene dat die beste op hierdie gebied soek. Absoluut. Daardie 19 pioniers wat die kursus in Maart begin het, leer nie net om 'n werk te doen nie. Hulle lê die fondasies vir 'n internasionale loopbaan, gebaseer op erkende vaardighede en 'n diep verstaan van hul rol, baie tegnies en eties.
Hulle word deel van 'n globale gemeenskap van hoogs gekwalifiseerde professionele persone. Hulle word in werklikheid die pilare van die volgende generasies onderwatertegniese operateurs. Met hul opleiding by CEDIFOP verteenwoordig hulle die toekoms van 'n vitale en voortdurend uitbreidende sektor. En dit is 'n boodskap van hoop en geleentheid vir baie jong mense, en selfs nie so jonk nie, wat 'n konkrete, uitdagende professionele pad soek met 'n werklike impak, baie op infrastruktuur en die omgewing. 'n Toekoms wat gebou word, presies, vanaf die bodem van die see. Vandag se les eindig hier. En 'n groot baie geluk aan die 19 pioniers van CEDIFOP wat hierdie buitengewone professionele reis onderneem. Hul avontuur het pas begin, maar die fondasies vir sukses is so stewig soos die koper van die Palambaris.